Ek lees dan vir ons uit hierdie verse, Romeine 12 vers 1 tot by vers 8. Broers, skryf Paulus hier, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate is, in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit die gawe is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Veral verse 1 en 2, ons fokus van vandag, waar Paulus sê dat op grond van die barmhartigheid, die goedheid, die genade van God, ons liggame moet beskikbaar stel as 'n offer wat lewend is, wat heilig is en wat vir God aanneemlik is. En dan sê hy, dit is sinvolle godsdiens. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. Moenie gelykvormig wees aan die wêreld nie, maar word verander. Anders, nie gelykvormig nie, maar anders as die wêreld. Ons het vandag hierdie Paasdag, Paasondag wat ons vier, die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood, is wat ons as Christene bely en wat hierdie naweek vir ons 'n baie besonderse naweek maak, om die sterwe, die dood van die Here Jesus te kan herdenk op Goeie Vrydag, maar dan nou ook terselfdertyd sy opstanding uit op Paasondag. Dit is 'n diep gewortelde gewoonte binne in ons. Dis iets waarmee ons 'n baie lang pad saamkom. As kinders, ons onthou nog as kinders hoe ons ook op Paasondag ook die paaseiers in die huis moes soek. En baie keer het hierdie paaseiers in die hassie en al daai goed het nou baie ons aandag weggevat van dit waaroor Paasondag regtig gaan, want dis eintlik maar wat ek as kind van my kinderjare kan onthou, is hierdie paaseiers wat die wonderlikste ding was. In daai tyd het jy nog sommer 'n lekker groot paaseier gekry wat 'n dik chocolate wand was. Die ding was hol binne en jy was altyd baie spyt dat die hele ding nie nog vol chocolate ook was nie, maar hy was ordentlik eetbare ding gewees as 'n mens dit nou vergelyk met dit wat jy nou vandag kry. Maar die vraag aan die einde van die dag is dat hierdie gebruik waarmee ons saamkom, in watter mate is dit iets wat op die ou end aan die einde van die dag regtig in ons harte en in ons lewens 'n wesenlike verskil maak, wat dit anders maak in ons lewens om te glo en te bely dat die Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Wat is die verskil op die ou end in my lewe wat dit glo en wat dit bely, in vergelyking met die lewe van iemand anders wat dit nie glo nie en wat dit nie bely nie. So die vraag is op die ou end maar vir onsself, in watter mate ons lewe uit die opstanding van die Here Jesus. Dat dit my hart en my lewe kom raak het en 'n fundamentele verandering in my hart en my lewe gebring het. En dis presies wat Paulus nou vir ons mee wil help in Romeine 12 wat ons hier gelees het. Ons het verlede Sondag die einde van Romeine 11 gelees oor die grootheid
en die onbegryplikheid, die onnaspeurlike weë van God se genade, hoe hy besig is om met die mens te werk en hoe hy sy genade uitdeel aan die mens en dat selfs sy ongehoorsame volk Israel ook nie heeltemal vrykom van sy genade nie. En nou hier in hoofstuk 12 nou maak Paulus nou 'n oorgang. Die hele betoog wat hy gehad het in sy brief van hoofstuk 1 tot by vers 11, gaan op die ou end oor die versoeningswerk en die verlossingswerk van die Here Jesus. En dan nou hier in vers 12 kom hy nou daarby en dan sê hy vir hulle, maar nou op grond van, en dan wys hy nou eintlik terug na Romeine 1 vers 11, op grond van wat ek nou alles vir julle tot op hierdie stadium toe gesê het. Een van die vertalings en van die Engelse vertalings doen het, ek het nou die hele tyd in my gedagte op 'n manier gehad, dat uit een van die ouer Afrikaanse vertalings dit nog so gestaan het, dat Paulus aan die einde kom van hoofstuk 11, en dan begin hy by hoofstuk 12, en dan sê hy, daarom, en ek kon nou sowaar dit net nie opspoor gister, toe ek nou daarna begin soek het in die ouer Afrikaanse vertalings nie, maar ek weet van die Engelse vertalings gebruik die woordjie daarom op hierdie punt, want dit is eintlik vir my persoonlik eintlik baie kernagtig van dit wat eintlik gebeur met die aanbreek van hierdie vers. God het al hierdie dinge gedoen deur sy seun Jesus Christus. Daarom, of dan soos dit nou in die meeste Afrikaanse vertaling staan, op grond van dit wat hy gedoen het, moet daar nou iets radikaals en iets drasties gebeur. Dit wat Paulus nou gaan sê, is gebaseer op dit wat hy tot nou toe gesê het. Ek wil net dat ons net so vir 'n oomblik net 'n klein bietjie terugbeweeg in dit wat Paulus van Romeine 1 tot by Romeine 11 gesê het. Hy het gesê in hoofstuk 4 vers 25 dat die Here Jesus Christus is ter wille van ons oortredings oorgelewer en hy is ter wille van ons regverdigmaking opgewek. Ons maak vreeslik baie van die lyding en die sterwe van die Here Jesus, want dit gryp 'n mens so in die hart, en ek dink donderdag aand ook met ons aandnagmaal en ook in ons gedagtes Goeie Vrydag, die kruis, dit is so aangrypend, hierdie lewe, die feit dat die Here Jesus Christus sy lewe gegee het en dat hy aan die kruishout vir my gesterwe het, sodat ek vergewe kan word, sodat ek 'n kind van God kan wees, sodat ek kan seker wees dat ek die ewige lewe het. Dat is op 'n manier half vashak daarby en ons het so 'n bietjie van 'n probleem in die kerk, want deur baie eeue heen is die kruis die simboliek van die Christendom wat glo dat die Here Jesus Christus gesterf het, maar die simbool ontbreek ons om ook te kan aandui dat hy lewe, dat hy die dood oorwin het, dat hy opgestaan het. Nou goed, in 'n sekere sin verwys die leë kruis daarna dat dit afgehandel is. En miskien is dit ook goed op die ou end, as ek nou vir 'n tweede keer daaroor weer dink, om te sê dat ons nie ook maar net 'n simbool het wat ons om ons nekke kan hang, of wat ons ergens teen 'n muur kan sit, en daar agter in die kerk is ook 'n kruis. Dis goed dat daar nie nou nog 'n ander simbool is wat ons teen die muur hang nie, want dis eintlik die boodskap van vandag ook, is wat Paulus wil sê, is dat julle lewens is die teken dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. So Paulus se klem wat hy lê in hoofstuk 4 ten opsigte van die opstanding van die Here Jesus Christus, hy sê ter wille van julle regverdigmaking is hy opgewek. Daar's geen verlossing, daar's geen vergifnis van sonde sonder die opstanding nie. Die Here Jesus het aan die kruishout, het hy die skuld namens my en jou gedra. Dis namens my persoonlik en jou persoonlik wat hy daar aan die kruishout gehang het en sy lewe gegee het. Maar dit het nie ons verlossing afgehandel nie. Ons verlossing is eers afgehandel toe hy die dood oorwin het. Want almal sterf. Alle mense sterf, maak nie saak hoe jy sterf nie. Of jy gemaklik sterf terwyl jy rustig op jou bed lê, en of jy sterf deur vermoor te word, of hoe ook al jy, soos Jesus wat ook vermoor is, hoe ook al jy sterf, is jy sterf. Maar die ding is dat Jesus
het uit die dood uit opgestaan. Hy het die dood wat die straf van die sonde is, volgens wat Paulus ook in Romeine sê, hoofstuk 6, hy het die dood oorwin. Hy het terwille van ons regverdigmaking, terwille daarvan dat ons verhouding met God reggemaak kon word, het hy uit die dood uit opgestaan. Soos wat ek en jy kyk met deernis na die kruis om te dink dat die Here Jesus sy lewe vir ons gegee het, behoort ons eintlik ook met deernis te kyk na 'n leë graf waar hy uit opgestaan het. Maar nou gaan Paulus verder in Romeine 6. Hy sê dat iets gebeur toe Jesus gesterwe het en toe hy opgestaan het uit die dood. Paulus sê, jy self, al is dit nou amper 2000 jaar later, jy self was deel gewees van dit wat die Here Jesus Christus gedoen het. Paulus sê in Romeine 6, hy sê, julle het saam met hom gesterf, maar julle is ook saam met hom opgewek. Hy het verteenwoordigend van jou het hy gesterf, en dit beteken eintlik dat jy gesterf het, en vir jou sondeskuld betaal het, hy het dit namens jou, hy het jou verteenwoordig daar aan die kruis. Dit moes eintlik jy gewees het. Dit moes eintlik jy gewees het wat die straf gedra het, maar hy het dit namens jou gedra. Maar hy is opgewek, en jy is saam met hom opgewek. Omdat hy jou sonde en jou skuld betaal het, het daar 'n nuwe oomblik in jou lewe aangebreek. Het daar 'n moment van nuwe lewe, van versoen wees met God aangebreek. En dit het aangebreek in sy opstanding, want eintlik in sy opstanding het hy jou saam met hom gevat, en het jy saam met hom uit die dood uit opgestaan. Natuurlik is dit simbolies wat Paulus van praat. Dis amper 2000 jaar gelede wat hierdie dinge gebeur het. Maar Paulus sê, dit is die betekenis daarvan. Die betekenis daarvan is dat toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, is jou regverdiging, jou herstel van jou verhouding met God, is dit op daardie moment voltooi. En die res van hoofstuk 6 wy hy dan daaraan om te sê dat omdat ons opgestaan het, beteken dit nuwe lewe. Ons het opgestaan in 'n nuwe lewe. Ons is nie dieselfde as toe ons saam met Jesus gesterf het nie. Daar het iets binne in ons gebeur, in ons verhouding met die Here Jesus Christus, het daar iets binne in ons gebeur. Daar het 'n radikale ding binne in ons gebeur. Daar het 'n oomblik aangebreek waar ek deel gekry het aan hierdie nuwe lewe. En dan sê Paulus nou baie breedvoerig in hoofstuk 6 hoe ons lewens moet verander, en dan sluit hy uiteindelik nou in hoofstuk 12 natuurlik daarby aan. Maar dan gaan Paulus nog 'n laaste vers wat ek nou graag net met julle wil deel uit dit wat Paulus tot hiertoe gesê het, is dan Romeine 8 vers 11, waar hy sê dat as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, dan sal hy ook die gees julle ook julle sterflike liggame lewend maak. Daar het iets gebeur. Dis nie maar sommer net nie. Dis nie maar sommer net om in my gedagtes en in my verstand en in my begrip en die kennis wat ek het, te weet daarvan dat die Here Jesus gesterf het en dat hy uit die dood uit opgestaan het nie. Dis nie iets buite my wat plaasgevind het nie. Dit het vir my plaasgevind. Dit het vir my in my lewe 'n werklikheid kom word, en dit, sê Paulus, is die werk van die Heilige Gees, want Paulus sê, niemand kan aan God behoort, niemand kan God hulle Vader noem, as dit nie is deur die werk van die Heilige Gees nie. Jy kan nie glo in die Here Jesus Christus, en jy kan nie glo in sy sterwe en in sy opstanding, as dit nie is dat die Heilige Gees van God dit in jou binneste bewerk, dat jy dit glo nie, en dat jy dit vir jouself toeëie nie. Dis wat die Gees doen. Dis die werk van die Gees. En nou sê Paulus, as die Gees dan die verlossing wat die Here Jesus Christus bewerk het, in julle lewens ingedraai het, dis ook die Heilige Gees wat gaan maak dat hierdie liggaam van julle, wat sterflik is, dat hierdie liggaam lewend gemaak sal word. Nou wanneer
in daardie tyd daar verwys word na die liggaam, is dis in 'n sekere sin was die liggaam en die gees in daardie tyd deur die Grieke veral was dit in twee heeltemal aparte kategorieë, was die liggaam hierdie treurige ding wat doodgaan en wat siek word en wat sterwe, maar was die gees binne in jou eintlik alles gewees. So die gees is iets apart van die liggaam. Die gees is die liggaam is die slegte ding en die gees binne in jou eie gees, dit is die goeie ding wat jy in jou omdra. Maar Paulus kom en hy trek 'n streep deur daardie dubbele siening en hy kom sê eintlik vir ons dat wanneer hy praat van die liggaam, daar is net een jy. Daar's nie twee jye nie, as ek dit nou so kan uitdruk nie. Daar's nie hierdie slegte jy en hierdie goeie jy nie. Dis net jy, sê Paulus. Jou liggaam is verteenwoordigend van jouself. En wat is waar van jou liggaam? Jou liggaam is sterflik. Dit gaan tot niet. Maar hy sê die Heilige Gees het iets met daai liggaam kom doen. Hy het daardie liggaam 'n lewende liggaam kom maak. Op twee maniere, dat daardie liggaam dat ek 'n nuwe mens kan wees, 'n anderse mens kan wees, maar ook dat al gaan hierdie aardse liggaam dood, ek kan weet dat ek lewe vir ewig. En wat gaan gebeur? Uiteindelik gaan hierdie aardse liggaam weer uit die dood uit opgewek word. Dis nie net my gees, my siel wat lewe vind in Jesus Christus nie, maar die totale ek, die totale mens, ook my liggaam, is nuut gemaak deur die Gees van God. Dit beteken, broers en susters, vir ons, die implikasie vir ons vandag, is dat ons deur die genade van die Here verder moet kom, as wat ons dink in terme van geskiedenis, waar ons dink aan dit wat Jesus gedoen het. Nou ja, natuurlik, ons moet dit gedurig deur, moet ons dit onthou, en dis waarmee die nagmaal ook ons help, en donderdag aand ook gehelp het, om te onthou, dat Jesus gesterwe het, maar dat hy uiteindelik ook opgewek is. Maar dis meer as om terug te kyk. Dis meer as om te onthou dit wat die Here Jesus Christus vir jou gedoen het. Dit is om te verstaan dat wat hy gedoen het vir jou, is sodat jou liggaam, jou hele jy, jou lewe, in hierdie lewe, radikaal geïmpakteer kan word deur die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood. Hy het dit maar net gedoen om daar te sterf en om uit die dood uit op te staan, dat dit ergens in geskiedenisboeke of in die Bybel aangeteken kan wees uiteindelik nie. Die doel en die rede waarom hy dit gedoen het, was vir jou en vir my. Dit sou totaal geen sin gehad het dat hy sterwe en dat hy uit die dood uit opstaan, maar sommer net as 'n stukkie aparte geskiedenis. Maar daar was 'n intensie daar agter gewees. Daar was 'n bedoeling wat God daar agter het. Dit was 'n werklikheid gehad wat God daardeur wou bereik. En daardie werklikheid is in jou en my lewe, dat ook ek en jy kan opstaan. En dit is waarby Paulus op die ouend nou uitkom in Romeine 12 vers 1. Op grond van dit wat God uit genade en uit liefde vir julle gedoen het, dat hy sy seun vir julle gegee het, om te sterwe en om op te staan uit die dood. Op grond van die barmhartigheid van God, stel julle liggame beskikbaar as 'n offer. Nou, ons moet reg verstaan, as Paulus nou hier met 'n opdrag kom. Dis nie dat Paulus nou vir ons kom sê, maar dit wat die Here Jesus nou gedoen het, sy lyding en sy sterwe en sy opstanding vir julle, dit was nou nie genoeg nie. Jy moet nou nog sorg dat jy ook nou 'n baie goeie lewe leef, sodat jy regtig kan seker maak dat jy verlos is. Nee, Paulus praat nie so nie. Paulus praat van 'n saak wat afgehandel is. Dit is afgehandel. Julle sonde is betaal. Julle is saam met Christus uit die dood uit opgewek. Daar het iets
radikaal met jou gebeur. Al verstaan jy dit miskien nie ten volle nie, en hopelik help vandag vir jou om ietsiekie meer daarvan te verstaan. Al eien jy dit nie vir jouself noodwendig deur die geloof toe nie, en mag vandag ook vir jou 'n stukkie daarmee help om dit opnuut weer deur die geloof vir jouself toe te eien. Jy is in Christus en deur die Heilige Gees iemand wat opgestaan het en op 'n totale nuwe manier lewe. Jy het lewe ontvang wat miljoene mense wat op hierdie aarde loop nog nie ontvang het nie. Wat sonder dit loop, sonder die geloof en sonder die verlossing in Christus. Vir hulle in 'n sekere sin was dit te vergeefs gewees dat die Here Jesus Christus aan die kruis gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. Maar Paulus praat hier by die gemeente in Rome en hy sê dit het gebeur. Op grond van dit kom ek nou en doen ek op die ou end nou 'n oproep op julle. En hierdie oproep beteken nie jy moet nou iets doen om daardeur iets te verdien nie. Nee, verstaan hierdie oproep nou baie reg, sê Paulus vir ons in 'n sekere sin in hakies. Hierdie oproep is dat jy moet begin toelaat dat die Gees van God deur jou doen dit wat in jou moontlik gemaak is. Jy is as dit ware soos 'n pakkie dinamiet wat daar sit, wat eintlik maar net die druk van 'n knoppie nodig het om te ontplof. Miskien is dit nou nie die beste beeld om nou te gebruik nie. Dit kan ek maar sê in aanhalingstekens, dit kan nou gruesome klink, nê. Maar ek glo julle hoor wat ek sê, is dat daar sit in jou opgesluit hierdie volledige potensiaal van iemand wat deur die Here Jesus Christus nuut gemaak is. Laat daardie nuutheid nou meer en meer na buitentoe kom, is wat Paulus eintlik vir ons wil sê. Nou, dis opvallend, en ons moet dit raak sien, dat tot op hierdie punt, as ons nou kyk na die Ou Testament, dan sien ons dat elke offer wat vir God gebring is die offer doodgemaak. Maar ook die Here Jesus, in die offer wat hy gebring het vir ons sondes, is hy doodgemaak. En nou praat Paulus weer met ons as gelowiges en sê, maar ons moet ook offer. Ons moet ook 'n offer wees, maar hier is dit nou presies die teenoorgestelde, want Jesus het uit die dood uit opgestaan. So julle moet nou lewende offers wees vir God. Julle moet julle lewe aan God wy. Julle moet heilige offers wees. Julle moet offers wees wat God se hart bly maak. En dit is die offer, nie deur dood te wees, maar die teenoorgestelde. Die offer deur te lewe tot eer en tot verheerliking van God. Dit is die verskil tussen godsdiens en evangelie. En ons moet elkeen maar in ons eie harte vir ons seker maak waarmee is ons besig. Is ons besig met godsdiens of is ons besig om die evangelie te leef? Nou natuurlik het godsdiens 'n baie positiewe konnotasie en dit beteken dat ek God dien. Maar hoe dien ek God? Deur die evangelie te lewe. Godsdiens, in aanhalingstekens nou, is vir baie mense, maar dan op die ou end om so nou en dan bietjie kerk toe te gaan, of om nou en dan jou Bybel te lees en te bid. Jy kan selfs baie getrou kerk toe gaan, jy kan selfs baie getrou jou Bybel lees, jy kan selfs baie getrou bid, jy kan baie getrou jou dankoffer gee, en wat ook al alles, maar dit wat God eintlik vra, natuurlik is dit reg en goed om kerk toe te gaan, om jou Bybel getrou te lees, baie getrou te lees, en om in gebed met die Here te verkeer, in gemeenskap met hom te beoefen in jou binnekamer. Natuurlik is dit ook 'n noodsaaklikheid. Maar partykeer kan dit daar ophou. Dan vind jy vrede en rus in jou siel, omdat jy hierdie dinge doen. Maar Paulus sê dit gaan verder as dit, ook ons tema van vandag. Dis meer
as om in die kerk te wees en te praise en te worship. Dit was nou 'n woord wat nou op 'n stadium baie vir ons aangegryp het in die kerk. Ons praise and worship, ons aanbid die Here en ons het hierdie wonderlike belewing van aanbidding in die kerk en dan gaan ons uit en dan los ons nou half daardie aanbidding net hier binne in die kerk en Paulus sê dis waar die probleem kom. Dis die probleem, dan is jy besig met godsdiens. As jy jou Bybel lees en jou gebed ook nie regtig 'n ontmoeting met die lewende en die opgestane Here nie, dat jou hart daarvan kan getuig dat hy lewe en dat jy belewe dat hy lewe nie. Maar dit kan doodgewoon 'n kliniese stuk godsdiensbeoefening wees om ergens in jou gedagte vir jou die gevoel te gee van man, jy's daarom nie te sleg nie, jy daarom probeer jou kant te bring. Baie keer se mens vir gelowiges vra, is jy seker dat jy hemel toe gaan? Wat hoor 'n mens baie keer? En jammer ook in ons kerk en miskien is daar van ons ook vanmôre wat nog met daardie ding in ons eie lewens sukkel. Is jy seker dat jy hemel toe gaan? Dan baie keer hoor mense die antwoord, ek hoop so, ek probeer daarom. Jy kan probeer tot jy blou is. Daar gaan absoluut niks met jou gebeur nie. Tensy jy by die punt uitkom wat jy aanvaar, dat Jesus het al die probeer. Hy het nie probeer nie, hy het dit gedoen, sodat jy kan weet, dat jy die ewige lewe het, sodat jy kan weet dat jy nuut gemaak is en nuut gemaak is met 'n doel. So daarom sê Paulus vir ons, op grond van God se liefde en God se genade, moet daar nou iets in ons lewens gebeur. Ons liggame moet hierdie lewende offer wees vir God. Nou ja, 'n offer, daar's tog iets wat moet doodgaan in 'n offer. Maar die Here Jesus het self vir sy disippels gesê in Lukas 9, het hy gesê dat elkeen wat agter my aan wil kom, moet sy kruis opneem. Nou ja, kruis in daai tyd in die Romeinse era saam met die Jode het net een ding beteken. Dit is die wreedste dood wat daar is. As julle agter my aan wil kom, moet julle kruis opneem. Julle moet bereid wees om binne in julleself te sterwe, om te sterwe aan hierdie ou sondige self wat op homself gerig is, sodat julle lewend kan wees vir God. Want hy wat sy lewe verloor, sal sy lewe op die ou end behou. Maar hy wat weier om sy lewe te verloor, wat nog vashou aan die self, aan dit wat vir hom belangrik is in die lewe, hy sal uiteindelik sy lewe verloor. Want om aan Jesus Christus te behoort, beteken hierdie radikale verandering wat daar in jou hart, in jou lewe plaasgevind het. En daarom sê Paulus, wat behels dit, hierdie offer? Om nie gelykvormig te wees aan die wêreld nie. En dit moet ons erken, is baie keer maar 'n ding waarvan ons nie ontsnap nie. Nie een van ons, dink ek, wat vanmôre hier is, weet ek, ontsnap dit nie. Dit is altyd op 'n manier, is dit deel van ons geestelike worstelstryd. Want die patroon van hierdie wêreld is dat jy dink eers aan jouself. Jy dink eers aan wat vir jou belangrik is en vir jou mense belangrik is. Dis baie maklik om gemak na te jaag. Dit is deel van hoe die wêreld is. Hoe meer geld jy het, hoe gemakliker maak jy dit vir jouself. As jy dit reg kry om finansiëel, kan ek maar sê 'n groeiende reus te wees. Ek weet nie of daar reuse hier by ons is vanmôre nie. Hier staan definitief nie 'n finansiële reus vir julle nie. Maar as ons dit op een of ander manier dit reg kry, dat daar seën is in dit wat ons doen en die geld begin op een of ander manier ophoop by ons, wat doen ons daarmee? Die wêreld sê, jong, jy spandeer dit op jouself. Jy koop vir jou daarom 'n bietjie beter klere. Jy koop vir jou 'n beter kar. Jy koop vir jou 'n beter huis. Jy koop vir jou goederes binne in die huis sodat jy meer gemaklik kan lewe, sodat dit beter is met jouself. Jy koop vir jou 'n toekoms. Jy betaal sodat jy eendag dat jy goed en reg kan leef. Nou natuurlik
is daar 'n element daarin verbonde wat reg is, dat ons moet werk en dat ons moet voorsiening maak. Dit is baie duidelik en dit is Bybels. Maar die wêreld eien dit alles vir hulle self toe. Die een wat nie aan die Here Jesus Christus behoort nie, ek word dit ook gekwalifiseerd sê, wil dit is me, I, me and myself, soos ek altyd sê. Die lewe gaan vir my oor ek, my en myself. Dis waaroor dit gaan. Alles wat ek doen is tekenend daarvan. Nou, ek sê ek moet dit gekwalifiseerd sê, want natuurlik is dit ook so dat, soos ek gesê het, ons ook vir onsself moet en kan sorg, en dit is ook 'n opdrag van die Here om dit te kan doen. Maar wanneer dit die oorheersende word, dis wat ek ook wou sê, is dat daar is natuurlik ongelowiges, wat baie keer vir gelowiges 'n voorbeeld is, wat nie versamel nie, wat nie maar net op hulle self gefokus is. Daar is ongelowiges wat gefokus is op mense in nood en mense rondom hulle en wat bereid is om hulle skatte te deel met ander mense. So hulle is vir ons tot beskaming. So ons kan nie reglynig sê alle ongelowiges is so nie. Maar dis die tendens van die wêreld, is dat dit gaan op die ou end oor myself. Die vraag is nou, dryf ons saam met die wêreld? As dit is hoe die wêreld lyk, dat dit gaan oor plesier, gemak, dit gaan oor die hier en die nou, en op die ou end pas ek maar aan by die wêreld, ek doen soos die wêreld doen, ek wil nie uitstaan nie, ek wil nie dat ons sê, kyk nou daai ou, hy is anders nie. Ons wil so, inblend om nou die Engelse woord te sê, ons wil daarom net soos mense wees, mense moet nie kan sê, daai ou wat daar bly, dit en dit en dit nie, ons wil daarom so half, kan ons maar aanhalingstekens sê, normaal wees. Maar Paulus sê, dit is nie die ding wat waar is in die lewe van 'n Christen nie. By 'n Christen is daar verandering van sy manier van dink. Daar is 'n anders wees as wat die wêreld op die ou end is. En dit is waar hierdie termometer en termostaat nou op die ou end in die prentjie kom. Want die termometer sê nou, dit is 24 grade Celsius en so bietjie meer as 70 grade Fahrenheit. Die termometer sê vir ons, wat geld hierso? Wat doen die termometer? Hy pas aan by wat nou hier aan die gang is. As ons nou die temperatuur hier gaan verhoog, dan pas die termometer aan. Dan wys hy 'n hoër temperatuur. Maar die termostaat werk anderste. Die termostaat meet ook wat is die temperatuur, maar dan sê hy, dis nie wat die temperatuur veronderstel is om te wees nie. Want die temperatuur is hier gestel op soveel grade. Nou ja, hierdie is 'n yskas, ek gaan nie vir jou werk nie. Hierdie is 'n yskas se termostaat. So hy sê vir die yskas, nie hoe koud dit is nie, maar hy sê vir die yskas, hoe koud dit moet wees. Hy is gestel deur die eienaar van die yskas, hoe koud dit moet wees. So dis nou die vraag vandag vir ons, as kinders van die Here, is ek op die ou end maar nou nog wêrelds? Sukkel ek nou om hierdie totale vernuwing en verandering wat die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees binne in my bewerk het, om op te staan in 'n nuwe lewe, waar dit gaan oor God, waar dit gaan oor sy eer, oor sy heerlikheid, om hom te dien met my hele lewe, met my geld, met my goed, met my besittings, alles, dat dit gaan oor hom, en die oomblik wanneer dit oor hom gaan, dan gaan dit oor mense, because God is in the human business. Dis wat God doen, hy is besig met mense, nie met eiendom en al daardie goed nie,
Hy is in met mense, en as ons dan aan hom behoort en deel gekry het aan hierdie nuwe lewe, is ons ook mense wat besig is met ander mense. Die vraag is nou, op watter manier is jy deel van die mensdom? Pas jy maar net aan. As ander so doen, dan doen jy dieselfde. As ander nou op die eind besluit, maar die Suid-Afrikaanse regering mors al ons belastinggeld, biljoene daarvan, om dan nou te sê, nee wat nie, ek gaan nou hierdie storie regstel, ek gaan nou sorg dat ek my belasting absoluut net so min as moontlik betaal, terwyl die Here Jesus gesê het, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en die Bybel ook sê, dat maak nie saak wat se tipe owerheid dit is nie, die owerheid is deur God oor jou gestel. Maar dis wat die wêreld doen, jy betaal nie, jy sorg dat jy, as jy nie kan betaal nie, dan is jy bereid om oneerlik te wees, om nie te betaal nie. En almal doen dit. Almal doen dit. Die norm vir hoe jy die eerste dag van die week vier, die Sondag as die opstandingsdag van die Here Jesus Christus, jy doen dit soos wat die wêreld dit doen. Jy pas maar in en jy gaan maar saam met al die goeders wat die wêreld doen. As iemand jou te nakom, dan doen jy soos wat die wêreld dit doen. Jy sien reg, jy sit iemand op sy plek, jy draai jou rug op iemand, jy ignoreer iemand, jy loop bo oor iemand, jy is nie bereid om te vergewe nie, want daardie persoon het dit en dat gedoen, en daardie persoon moet eerste kom van daardie kant af. Maar wat sê die woord van God? As iemand iets teen jou gedoen het, gaan jy, moenie wag tot hy kom nie. As iemand iets teen jou gedoen het, wat jy binne in jou omdra, wat vir jou las is wat jy binne in jou omdra, gaan jy eerste, die een wat dink jy's reg, gaan eerste. Wees 'n termostaat. Moenie uitgaan en maar net so wees soos wat die wêreld is nie. Jy moet uitstaan in jou andersheid. Waar jy ook al inkom tussen mense en in 'n vertrek waar mense besig is om op allerlei maniere mekaar te na te kom of besig is om oneerlik te wees of wat ook al die geval mag wees, waar jy inkom in 'n situasie, wees die termostaat. Wees jy die een wat die temperatuur aangee, wat die temperatuur aandui. Moenie in 'n vertrek instap en die temperatuur aanneem wat daar is nie, maar net klakkeloos deel word van wat daar besig is om te gebeur nie. Maar wees anders. As ander mense nie vergewe die wat teenoor hulle erge dinge gedoen het nie, wees anders. Gaan jy eerste na iemand toe. Miskien deur die Here se genade het die Heilige Gees daai persoon ook al besoek nog voordat jy by hom of haar uitgekom het, wat daardie persoon dalk op die ouend vir jou mag sê, maar en ander wat jou ken, maar jy's anders. Jou familie dalk vir jou sê, jy's wat belaglik, jy het jouself verneder om na iemand toe te gaan. Wees anders. Leef die nuwe lewe. Want as jy jouself verneder, dan verneder jy jouself ter wille van jou dankbaarheid aan 'n Here wat homself laat verneder het. Vir jou. So dis die vraag vir my en vir jou vandag. Is jy 'n termometer of is jy 'n termostaat? Want sinvolle godsdiens, ek het nou die 2020 vertaling gebruik, die 1983 vertaling en die ouer vertalings is bietjie anders. Hulle praat van die ware godsdiens, egte godsdiens vir God die Vader is. Dis meer as praise and worship. Dis meer as lidmaat wees van die kerk, as om kerk toe te gaan, as om Bybel te lees, as om te bid, as om 'n vroom gesig te hê, of wat ook al. Dis meer as dit. Dit is 'n lewe.
jou totale lewe. Werk, kerk, partytjie, waar ook al. Jou totale lewe moet wys dat jy saam met Christus opgewek is uit die dood. Dat jy die lewe, die ware lewe, binne in jou omdra. Jy moet 'n weerkaatser wees vir mense. Van God se genade, God se liefde, God se goedheid, God se getrouheid, God se passie om reg te laat geskied aan ander mense. Jy is 'n weerkaatser wees dat ander mense in jou die een kan sien wat opgestaan het. Dis al 'n manier die wêreld kan sien dat Jesus leef. Ons het nie 'n Jesus wat hier rondloop nie. Dat almal kan sien hy het opgestaan uit die dood nie. Om die waarheid te sê, ons het 'n klomp Jesusse wat loop, wat moet getuies wees dat hy lewe. Almal wat hier sit vandag. As mense sê, hoe weet ek Jesus leef, hy het opgestaan uit die dood? Dan moet hulle sê, toe maar. Ek sien dit in jou. Ek kan in jou sien dat hy leef. Amen. Hemelse Vader, as ons maar in ons eie lewens dink, en as ons sommer net terugdink aan die week wat verby is, dan is daar sekerlik vir elkeen van ons 'n hele klomp insidente waarin ons kan dink, waar ons eintlik maar op die ou end niks anders was as die mense wat U nie ken nie. Vergewe ons ongeloof dat Jesus waaragtig leef. Geef vir ons die genade, Here Jesus, dat U al meer en al meer sigbaar sal word in ons vir 'n wêreld wat smag na lig. In U naam bid ons dit, amen.